Weereens baie welkom vanoggend. Mag die Here vir ons seën, so in sy teenwoordigheid. Ons buig voor die Here ons God. Ons buig voor Christus Jesus ons verlosser, wat sy lewe vir ons afgelê het. En ons doen dit biddend deur die krag van die Gees wat in ons woon en die werk van Jesus in ons voortsit. Amen. Gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle, van God onsse Vader en van die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van sy Gees. Ons teksvers vanoggend is 3 Johannes vers 11 en die tema is: wie volg jy? Watter helde, influencers, TikTokkers? Want dis mos wat ons doen deesdae. Ons het al hierdie mense op die internet wat ons volg. So wie volg jy? Voor ons saam lees, kom ons bid. Aanbiddelike God, wat U self bekend gemaak het as God drie-enig Vader, wat U liefde oor ons stort en ons by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens by mekaar maak, wat vir ons liefde onbepaald en onvoorwaardelik gee. U wat vir ons vergifnis geskenk het deurdat U Seun Jesus Christus gestuur het. U wat U Gees gestuur het, Vader, en Christus Jesus, om ons te lei tot die waarheid, om ons te help om te glo, wat ons gewetens aanspreek, wat die sonde in ons doodmaak, wat ons oproep tot geloofsgehoorsaamheid. Ons het gekom om in besonderheid hier in die kerkgebou U te aanbid. Ons is hier as U kinders en ons omhels mekaar met die gesindheid wat U vir ons geleer het, van omgee, van liefde, van geduld, van vergifnis. Baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om U met die lied te eer, met die gebed aan te roep, maar ook om die woord te hoor. So sal U met ons praat vanoggend. In eenvoudige Afrikaans sal U vir ons U woord gee, wat ons aanspreek, ons ompraat, ons lei tot gehoorsaamheid, ons help om beter kinders van U te wees. So ons vra vir U, Here, praat met ons. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, wat die verlossing vir ons bewerk het. Amen. 3 Johannes vers 11. Ek weet nie wie van julle het al die 3de brief van Johannes gelees. Hy is so kort. Ek dink dis die eerste keer in al my jare wat ek uit die briefie uitpreek. Ek nog nooit uit hom uitgepreek het. En die tema vir oggend is: wie volg jy? Watter helde, influencers en TikTokkers, wie volg jy? Liewe gals, moenie die verkeerde voorbeeld volg nie. Volg die goeie. Wie goed doen, behoort aan God. Wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. Net dit. Liewe Gaius, moenie die verkeerde voorbeeld volg nie, volg die goeie. Wie goed doen, behoort aan God. Wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. Moenie die verkeerde voorbeeld volg nie. Dis negatief gesê, positief gesê, volg die regte voorbeeld. Nou ja, wie is my held? Toe ek bietjie jonger was Sylvester Stallone definitief een van my helde gewees.
Ek wou baie graag soos hy gebou gewees het, veral toe hy daai rol van Rambo gespeel het. Ek wou vir my ook net so groot mes gaan koop het. So hy was definitief een van my helde. Maar is hy nou regtig so navolgenswaardig? Onder ons Afrikaners, so klompe jare terug toe Bok van Blerk die liedjie uitgebring het van Generaal Delarey, het dit soos 'n volkslied onder ons Afrikaners geklink. Selfs die president destyds was bekommerd daaroor en hy het vir Bok van Blerk laat kom na sy kantoor toe om seker te maak, hy is nou nie besig om 'n opstand te lei nie, want Generaal Delarey was definitief een van die grootste helde van ons boereoorlog en is inderdaad een van ons Afrikaner helde. Dan is ons nou so bietjie aanbeweeg en ons gaan kyk nou na die res van die internet. Het julle geweet, hierdie dametjie, Lana Strydom het 1.3 miljoen, en ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sê nie, followers. En al wat sy doen is om interessante goed op die internet te sê, doen hierdie, doen daai, gaan klim hierdie koppie uit, gaan spring hier af, sy is so avonturistige dametjie. En dan kyk jy na daai ene, ekskuus tog, dan kyk jy nou daai ene, Olien Forrie het ek gesien, het 1.1 miljoen followers, en sy is nou weer 'n fiksheidsguru, en wat vir jou vertel wat jy moet eet en nie eet nie, 1.1 miljoen mense wat nou na haar goedjies kyk, op 'n gereelde grondslag. Dan as ons na TikTokers kyk, daar is die kampioen, Cristiano Ronaldo het 648 miljoen followers in die wêreld. Skrikwekkend, né? En hierdie aktrise, sangeres, Selena Gomez, 422 miljoen followers. En ek het nou eintlik gewonder, wat het sy nou gedoen wat so goed is? Ja, sy het so 'n paar CD's uitgebring wat nie te sleg is nie, en paar rolletjies gespeel, maar okay. Is dit ons helde? Is dit die mense wat besig is om die wêreld te beïnvloed? Want ek meen, as jy 600 miljoen of 400 miljoen followers het jy werklik 'n impak wat jy op mense se lewens maak. Want hulle volg jou. Hulle dink nie eers oor wat jy sê nie. Wat jy sê is vir hulle waarheid. En wat jy vir hulle lei om te doen, doen hulle. Is dit die voorbeelde wat die mensdom nou eintlik navolg? Om te dink, Justin Bieber, en kyk, hy is nou vir my geen voorbeeld van niks nie, regtig. 294 miljoen followers. En Kylie Jenner, julle onthou toe hulle familieprogram op die televisie was, geen voorbeeld vir navolging nie. Dis eintlik 'n siekspil. En dis die hoeveelheid of followers wat sy het, amper 400 miljoen. Dit is erg. Dit is vandag moontlik deur die internet. En dit is die mense wat hulle volg, wat hulle as voorbeelde voorhou in die wêreld. Regtig. Dis my vraag. Regtig. Nie een van hierdie mense, miskien net Generaal Delarey, weet ek nou regtig nie of hulle navolgingswaardige mense is nie. Want as jy hoor van hulle privaat lewe, as jy hoor wat hulle sê, as jy kyk wat hulle doen, is dit wat ons wil navolg? Johannes waarsku in hierdie gedeelte teen die voorbeelde wat die mense van sy tyd volg. En in hierdie kort briefie van hom noem hy sommer 2 name. Hy praat van Diotrefus. Hy sê hierdie ou is nie 'n goeie voorbeeld vir ons nie, daar in die gemeente nie. Want hy is magsbehep en hy selfsugtig, moenie sy voorbeeld volg nie. En dan praat hy in een versie oor Demetrius, wat hy sê, hier's nou 'n goeie voorbeeld wat ons kan volg. Ou wat staan vir waarheid en wat liefde het. So pas op, sê hy, wat 'n voorbeelde julle volg. Want hy wil eintlik sê,
As jy die verkeerde voorbeeld volg, sien jy God nie. Nou wat bedoel hy met sien God nie? Ek het nou mooi gaan kyk wat beteken die Griekse woordjie daar. Wil eintlik daarop neerkom, het jy nie 'n verhouding met God nie. Verstaan jy nie eintlik God nie en weet jy nie wat God van jou wil hê nie. Maak sin, hè? Dis hoekom jy agter sulke mense sou aanloop. Dan sê hy, maar die wat die regte voorbeeld volg, behoort aan God. Dis vanselfsprekend. As jy beginsels het en jy verstaan wat die Here van jou wil hê, is jy baie kieskeurig oor watter voorbeelde jy in die wêreld sal volg. Ek het 3 puntjies wat ek vanoggend wil beklemtoon. Eerste, jy moenie die verkeerde voorbeeld volg nie. Tweede, kies die regte, die goeie. En derdens, jou dade reflekteer jou verhouding met God. Kom ons kyk na die eerste een. Moenie die verkeerde voorbeeld volg nie. In ander woorde, wat hy eintlik daar sê, in die direk vertaal, moenie die kwade kies nie. En dis 'n opdrag wat Johannes hier aan die gemeente gee. Sê, volg inderdaad, jy moet die regte voorbeeld volg. Moenie die verkeerde voorbeeld volg nie. Dis 'n opdrag. Nou, ons het baie voorbeelde om van te kies in die wêreld. So wie kies ons? So wie is nou die voorbeeld wat ek gaan volg? Nou as ek nou vanoggend vir julle moet sê, volg my voorbeeld. Moet liewers nie. Moet liewers nie, asseblief. Moenie my voorbeeld volg. So vir wie wil jy aanhang? Wie is die soort van persoon wat jy aan jouself voorhou om te sê, so wil ek wees? Het jy iemand? Watter voorbeeld stel mense? Hierdie mense wat ons vanoggend genoem het, wat is hulle etiese kodes? Wat is vir hulle belangrik? Ken hulle die Here? Goeie vraag. So ek wil hê, een van my kinders moet wees soos een van daai helde. Ek dink dis 'n goeie vraag, 'n goeie manier om dit te meet. Ek wil nie hê my kinders moet soos een van daai mense wees nie. Miskien hulle rykdom hê, maar niks anders van hulle hê nie. So wie kies ek? Natuurlik is daar goeie voorbeelde in die wêreld. Miskien was my pa 'n goeie voorbeeld, maar my pa het ook sy foute gehad, so dalk moet ons sê, ek kan nie my pa presies navolg nie, want hy het ook maar 'n paar skete en 'n paar dinge gehad, maar hy het ook 'n paar goeie eienskappe gehad. Dalk is daar sekere goed van my pa of van my ma wat ek kan neem as my eie, want dit was inderdaad vir my 'n goeie voorbeeld, hoe om dit te doen of hoe om dat te doen in die lewe. So daar's dalk iets wat ek by hulle kon leer. Maar die kruks van die saak is, om mense na te volg, is nie 'n goeie idee nie. Want mense maak foute. Vat jou, vat my. Ons maak foute, ons stel teleur. Ons maak soms seer. Ons doen soms dinge wat ander mense benadeel. So, dis nogal moeilik om te sê, ek soek 'n goeie voorbeeld in hierdie wêreld wat ek kan navolg. Miskien het Paulus vir ons die antwoord. In 1 Korinte 4 vers 16 sê hy vir die gemeente van Korinte, en dit was 'n moeilike gemeente, sê hy vir hulle, volg my voorbeeld. Nou ek het toe ek dit die eerste keer lees gedink, ja, maar hierdie Paulus is daarom nogal vir jou 'n vol bravade mens wat hierdie uitdaging aan 'n gemeente kan rig. Volg my voorbeeld. Ek weet nie of ek dit kan doen nie. Vir julle te sê, as dominee, volg my voorbeeld. Hoe kry Paulus dit reg? Want ons weet mos nou sy geskiedenis is nie so baie mooi skoon geskiedenis nie. Dan kom hy in hoofstuk 11 vers 1 en hy gee vir ons die antwoord.
Hy sê, volg my voorbeeld, want ek, Paulus, volg die voorbeeld van Christus. En dis die geheim. Ten spyte van sy verlede, ten spyte van sy foute, probeer Paulus om Jesus Christus na te volg. Dis sy voorbeeld. So as ek enige iemand in hierdie wêreld wil soek wat vir my 'n voorbeeld kan stel, is my eerste prioriteitspunt, is hierdie persoon 'n kind van God. Volg hy Jesus Christus na. Want as daai persoon dit nie bely nie, is hulle nie navolgenswaardig nie. Geen nie om wie hulle is nie, en hoeveel followers hulle in die wêreld het nie. As hulle nie Christus Jesus as die verlosser bely nie. En gaan 'n bietjie en doen 'n interessante toetsie op die internet en gaan sit in wat die volgende bekende persone, wat se godsdienstoortuigings het hulle, dan sien julle hoeveel van hulle is boeddhiste. Hoeveel van hulle is Islam aanbidders? Hoeveel van hulle is, nog stiekie, wat aan niks glo nie? En is dit hoe die mense wat ons wil navolg? Volg my voorbeeld, want ek volg Christus, sê Paulus. Dis die geheim. In 1 Tessalonisense 1 vers 6 skryf hy aan die gemeente, en julle het ons voorbeeld gevolg, en volgelinge van die Here geword. Is dit nie wat moet gebeur nie? Julle het ons nagevolg, dit het die impak gehad, dat julle kinders van God geword het. Dis die uitdaging. Het een van daai mense wat ons vandag op hierdie bord gehad het, enige impak daartoe gehad, dat een persoon tot bekering gekom het? Miskien is dit nie so belangrik, watter voorbeeld ek moet volg nie. Miskien is dit vanoggend baie belangriker dat ek en jy verstaan dat ons eerder 'n voorbeeld moet wees. Dis waar die kruks lê. Tweede punt volgend. Kies eerder die goeie. Johannes waarsku in hierdie gedeelte, moenie die verkeerde voorbeeld, moenie die slegte kies nie, kies die goeie. Alles gaan oor keuses in hierdie lewe. Wat kies jy? Hoe kies jy? Ons is gemaak om te kies. Die Here het vir Adam gesê, hierdie bome in die middel van die tuin, jy mag nie van hom eet nie, want as jy van hom eet, jy weet wat gaan gebeur, né? Van die begin af is die mens voor 'n keuse gestel. En ek en jy staan elke dag voor keuses in die lewe. Dit is, ek kies vir God, of ek kies teen God. Ek kies vir die goeie, of ek kies die slegte. Ek kies om gehoorsaam te wees, of ek kies om ongehoorsaam te wees. Ek kies om lief te hê, of ek kies om te haat. So wat kies ek? Wat is die keuses wat ek in hierdie wêreld uitoefen? Want hy sê duidelik, as jy die verkeerde kies, sien jy God nie. Het jy nie 'n verhouding met God nie. Weet jy nie waaroor dit gaan nie. So my vraag vanoggend is, hoe kies jy? Want hy sê, kies die goeie voorbeeld. Kies die goeie. Oefen jou keuse uit. Dis 'n bevel wat hy gee. Voortdurend, aanhoudend, elke dag moet ek daai keuse maak vir God of nie vir God nie. So my keuse vanoggend is, ek kies Jesus. Dit moet jou keuse wees. Ek kies sy wil. Ek kies om reg te lewe. Ek kies sy woord. Ek kies doelbewus teen die verkeerde. Voluit. Ononderhandelbaar. Want ek dink dis waar ons probleem lê. Ons wil kies wanneer dit pas. Ons wil kies wanneer die situasie reg is.
Ons wil mos nou nie onsself blootstel nie. Ons wil mos nou nie seer kry nie. Ons wil mos nou nie verag word nie, verwerp word nie, uitgestoot word nie. So ons kies gewoonlik om te doen wat almal doen en loop saam met die stroom. Ek kies vir Jesus. Jou dade reflekteer jou verhouding is die derde punt. Jou keuses wys iets van jou verhouding met God. Jou keuses in die lewe en die voorbeelde wat jy volg, wys iets van God in jou. So sien mense vir God in jou lewe raak, met al die keuses wat jy maak, en wie jy volg. Sien hulle God raak. Dis dit nie hoekom die Here ons gemaak het nie. Hoekom het hy die mens gemaak? Laat ons mense maak na ons beeld, soos ons, wat lyk soos ons, wat ons wil gebruik. Ons gestuurdes, wat ons moet gaan uitbeeld in die wêreld, wat namens ons moet optree in die wêreld. Dis hoekom God vir jou en my gemaak het. Behalwe om hom te eer, het ons hierdie verantwoordelikheid om die wêreld vir hom te verander en beter te maak. As sy verteenwoordigers, sy ambassadeurs, sy gevolmagtigdes. Ek stuur julle die wêreld in. Dis hoekom die Here Jesus met gemak daarby kan aansluit in die bergpredikasie. En ek weet ek het dit al baie keer in die laaste tyd gesê. Julle is die sout van die aarde. Julle is die lig vir die wêreld. Gaan gee lig. Gaan verander, want dis wat sou doen. Gaan gee smaak. As die sout laf geword het, is dit niks werd. Niks werd. Die lig beteken niks as ons hom toemaak nie. Onder die bed sit of onder 'n emmer sit nie. Niks. Beteken niks. So die vraag weer eens vanoggend, sien mense God in my lewe raak? Interessant. Wat wys die feite? Die feite wys dat die meeste mense wat tot bekering gekom het in hulle lewe, is nie iemand wat in 'n kerk gesit het nie. Ons moet hulle eers hier kry. So kerkdienste bring nie mense tot bekering nie. Baie min. Sending, veldtogte, ja, dit het 'n impak. Maar so groot impak. Ek het eendag gelees, en Billy Graham het baie oud geword. Hulle sê hy het aan oor 100 miljoen mense oor die wêreld in sy leeftyd het hy die evangelie gebring. En as jy die getalle moet kyk van die mense wat 'n kaartjie ingevul het by sy veldtogte, wat 'n gesprek wou hê en wat tot bekering gekom het, was die suksesrate minder as 10%. So, dis ook nie waar die impak lê nie. Maar ons hou nie op om dit te doen nie. Maar die grootste gros mense in die wêreld het tot bekering gekom as gevolg van die liefde en die omgee van 'n Christen wat sy lig laat skyn het, wat die pas aangegee het, wat sy invloed as geesgedrewe persoon laat geld het in die wêreld, wat gelewe het volgens die woord van God, die liefde van Jesus uitgestraal het. Wat net doen, wat 'n mens behoort te doen as 'n Christen, voluit. Dis die impak. En dan volg ons nie crappy voorbeelde nie, van nikszeggende mense, wat dink hulle is iets in die wêreld nie. Ons volg die voorbeeld van Christus. En dit is hoekom Johannes dalk so mooi sê, wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe
soos Jesus geleef het. Dis 'n groot woord, maar dis die geheim. As ek sê ek behoort aan Jesus, en ek glo in hom met my hele hart, dan behoort ek te lewe, soos hy geleef het. Ek sluit af. So wat 'n voorbeeld volg jy? Nee, beter. Wat 'n voorbeeld stel jy in die wêreld? Volg my voorbeeld, sê Paulus, want ek volg Christus. Amen. Baie dankie Here dat U vanoggend in gewone Afrikaans reguit met ons praat, en nie een van ons kan vanoggend hier uitgaan en sê ons het nie verstaan nie, ons het nie gehoor nie. In ons moedertaal het U met ons mooi, eenvoudig gepraat, maar ook op ons tone getrap. Want Here, ons besef dat as ek moet sê, hoeveel followers het ek? 1, dalk 5, dalk 10. Dan is ons bekommerd. Die wêreld wil nie hierdie soort van mense volg nie, wat vir God staan, en vir Christus Jesus staan, en wat hulle geloof leef nie. Maar ons weet, dit is wat die wêreld verander, wanneer ons die lig is, wanneer ons die sout is, wanneer ons Christus Jesus onvoorwaardelik navolg. En het die Gees gegee, om dit moontlik te maak in ons. So Here, ons wil in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees lewe, deur U gedryf, om dit wat Christus vir ons gedoen het, in ons lewens te laat uitkom, dat ons in dankbaarheid, deur die geloof, sal lewe, en dat ons nie sal onderhandel nie, dat ons nie kompromie sal sluit nie, dat ons nie met die stroom sal loop nie, maar dat ons U sal lewe. So help ons daartoe. Help vir ons hier in Waterval, dat ons 'n impak maak in hierdie omgewing, waar daar soveel nood en soveel hartseer is. In ons huise, in ons straat, in ons werksplek, in ons aftreeoord, in ons omgewing, in ons speel, in ons kuier, in alles. Ons bid vir hulle wat op ons siekelys is, ons bid vir vertroosting, ons bid vir genesing, ons bid vir ons land, ons bid vir ons jeug, want ons jeug, Here, sien ons het nie meer tyd en plek vir God nie. Bid vir ons ouers, want dis dalk waar die probleem lê, dat ons as ouers die pas sal aangee vir ons kinders. Ons bid vir elke bejaarde, veral in Waterval gemeente, vir krag, vir energie, vir goeie gesondheid. Hier is ons Here. Vul ons opnuut weer met U Gees. In Jesus naam. Amen. Mag die Here jou gebruik. Mag jy 'n voorbeeld stel. Mag jy Jesus Christus jou verlosser navolg. Hoe hy gewys het dat ons so sal doen. In die naam van ons Here en in die krag van die Gees.